O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u. Goeiemôre. Ek is André van Sail. Ek ken hulle ook 'n baie lang ruk, al daar van Paradysstrand se kant af. En ek was 30 jaar predikant en welkom. Daar het ek in Ventersburg rond rukkie ook geken en ontmoet. So ons kom 'n baie lang pad. Hulle kinders en my kinders het daar op die strand in Paradys saam gespeel. En ja, dis ons Siberianers die hartseer oomblik. Ek glo regtig dat die Here met ons elke gaan praat. My vrou is 11 maande sy oorlede die begin van die jaar, 54 jaar getroud, en daai dood is nog maar nou rou hier in mens hart, en daarom verskoon my as ek ook bewoog geraak, want 'n mens kom op 'n manier daardeur, maar jy kom nooit daaroor nie. Maar ons sal glo die Here sal my gebruik instrument. Dit is my voorreg om julle dan te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle kan net so bly sit, dan bid ons saam. Almagtige God, alomteenwoordige God, alwetende God, ons buig voor U. Ons aanbid U as die enigste God. U God wat in Jesus 'n mens geword en tussen ons kon woon het. Daarom Jesus weet ons dat U ook ons elkeen wat hier sit verstaan. U was mens, tussen mense. U het by die graf van Lazarus gestaan en U het gehuil. U ken hartseer, U ken pyn, U ken eensaamheid, alleenheid. U ken die dood. Want U het ook gesterf op 'n verskriklike manier. En dankie Jesus dat U op aarde vir ons kom wys het hoe U Vader God ons oorspronklik gemaak het om soos U te wees. En dankie dat ons die volgelinge kan wees. Dat ons nie 'n godsdienst volg nie, maar 'n mens, U Jesus. En soos die skape die herder volg, so volg ons U, want ons weet U lei ons op die regte pad. U weet ook van die hartseer, vir die dood van Liana, met die dood van Ilana. U ken 'n vader en 'n ma se harte. Die res van die familie Prouwer, die kinders. Ag Here, dankie dat U die Heilige Gees vir ons gestuur het om 'n trooster te wees.
Gees van God, ons elkeen die U in hierdie dae so nodig. Want net U kan ons werklik troos. En daarvoor dank ons U. Heilige Gees, dankie dat U ook hier is en dat U nou deur U woord met ons elkeen gaan praat in Jesus se naam. Amen. Ek gaan die stukkie hier lees van die begrafenisbrief en daarna gaan ons die eerste lied sing. En ek is besig om jou stukkie vir stukkie heel te maak, sê die Here. Jy het al te veel seer gekry. Jy is al te veel gekritiseer. Mense het jou al te veel teleurgestel. Die tyd het nou gekom vir jou restaurasie. Ek heel jou stuk in hart en emosies. Ek genees die seerkry van jou selfbeeld en persoonlikheid. Ek herstel weer jou kinderlike geloof en vertroue. Jy begin om radikaal nie te dink. Jy sal weer sing van die vreugde, sê die Here. Ek trek jou rouklere uit en trek vir jou feesklere aan. Dis my belofte aan jou. Dit is my hartewens vir jou, my kind. Amen. Ek dink in 'n tyd van dood word 'n mens 'n klein stukkie stof in die hande van God. Dan besef mens hoe groot God is. En hoe klein is ek eintlik werklik? Want in hierdie wêreld is daar mense wat so groot word. En in hulle lewens het God so klein geword, dat hulle eintlik by 'n plek kom waar hulle sê, daar is nie 'n God. Ons wat die Here ken, ons het in tyd soos hierdie, moet 'n mens nader aan God kom, nie verder nie. Want dis waar jou troos lê, dis waar jou krag lê. Toe ek en Connie en Gert gesels het, toe het ek vir hulle gevra, het hulle miskien 'n besondere teksvers wat hulle het en wat hulle aan dink, en hulle het Rut 3 vers 11 vir my gegee, en ek gaan ook oor die teksvers en oor Rut as mens praat om ook 'n boodskap te bring oor Liana. Dis Boas wat hier praat, en hy praat met Rut, hy sê, moet nou nie verder bekommer wees nie, my dogter. Alles wat jy my vra, sal ek doen, want al die mense weet, dat jy 'n goeie vrou is. Jy weet, ons mense sê so maklik, iemand is sleg, en iemand anders is goed. Ek is nou 50 jaar in die bediening. En hierdie 50 jaar van my bediening, het ek by die plek uitgekom, waar ek sê, daar is net 2 soorte mense. Die een mens is 'n goeie mens, en die ander mens is 'n minder goeie mens. Want ons kom almal van God af. God het ons geskape. Daar staan in die Bybel, en God het alles goed gemaak. Dis sonde wat die verskil kom maak. Maar God, in God se oë is daar goeie mense en minder goeie mense. En ek wil dit ook hier sê. Ja, by die dood kan 'n mens baie goed sê, maar ek dink 'n mens kom maar om afskeid te neem. Daar moet so plek kom, want dit is deel van 'n mens se genesing. Daar's mense wat glad nie so by mekaar koms het nie. Ek sê nie hulle is verkeerd nie, maar ek weet, so by een soos hierdie, is deel van jou troos, is deel van jou gesond word. En dit vat tyd. Ek ken nie, ou gesegde, dit is verkeerd, dat ouers 'n kind begrawe.
kinders moet hulle ouers begrawe. En nou is ons hier, en dit maak het so seer, dat dit so andersom is, as wat 'n mens dit graag wil hê. Liana het ek nie so goed geken nie, ek het haar geken as 'n jong dogter, en daarna ook 'n paar keer, maar ek dink, Liana was 'n geliefde vrou, en 'n geliefde moeder en 'n geliefde vriendin, maar meer, sy was 'n goeie mens. Sy was 'n goeie mens, en dis wat in Romeine, wat in Rid 3 vers 11 sê, dat Boas sê, jy weet almal, jy's 'n goeie mens. Ek dink dit is 'n wonderlike getuienis. Ons is nie hier om Liana te verheerlik. Dis nie waar ons hier is. Ons is hier om haar lewe te vier. En ek dink dit is iets om oor te vier. Wanneer mense van jou sê dat jy 'n goeie mens is. Want ek dink Liana se lewe daarvan getuig. Jy weet, op 'n begrafnis sê mense goed wat nie waar is. En ek gaan niks vanoggend sê wat nie waar is. Want ons glo in die waarheid. En ons gaan praat oor Liana as 'n goeie mens. En weet jy hoekom ons sê 'n goeie mens? Omdat sy gelowige mens is. In Spreuke 31 vers 10 of 30 staan daar, uiterlike skoonheid hou nie. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy, die vrou, die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. En ons is hier omdat ons weet dat Liana was 'n gelowige vrou. Sy het geglo in God en sy het geglo in sy seun Jesus. En dit maak haar 'n goeie vrou. Daar's 3 goed wat die Bybel praat oor 'n gelowige vrou en ook 'n goeie vrou. Jy sien, God beoordeel ons nie volgens ons uiterlike nie. God beoordeel ons hart. Jy sien, want God ken ons beter as enigiets anders. Hy ken jou hart. Hy weet wie is jy. Mense sien jou partykeer vir dit wat jy is. Of hulle maak jou iets wat jy is. Maar weet jy, God ken jou hart. Hy het Liana se hart geken. En as 3 goed van 'n goeie vrou wat God beoordeel. Nie veroordeel nie. Jy weet, God veroordeel nie, God beoordeel. Die mens veroordeel. Hy, in die eerste plek, kyk God na jou karakter. In ons tyd het die woord weggeraak. Maar God beoordeel ons karakter, 'n vrou van karakter. Jy sien, Rut was nie ryk, sy was eintlik 'n arm vrou. Sy het ook 'n man verloor. Sy was 'n weduwee. En in die oë van God was Rut 'n goeie vrou, en hier kom dit, want sy het integriteit gehad. En ek weet dat Liana integriteit had, integrity, the wonderful word. En weet jy, integriteit maak jou iemand wat ander mense kan vertrou. Integriteit is die karakter van 'n mens wat staan vir wat hy staan. En hy is wat hy is. En hy doen wat reg is. En Liana was 'n vrou van integriteit. Jy sien, want 'n mens van integriteit soos Liana het leef vir God. As jy vir God leef, dan verander hy jou lewe. Jy sien, ons leef in 'n tyd waar mense alle kursusse bywoon, en ek sê dit verkeerd nie, om hulle lewens te verander. Maar eintlik is daar net een wat jou lewe kan verander. Sy naam is God. En hy doen dit deur sy seun Jesus. En daarom, daar was daar ook in Liana se lewe 'n tyd of
oomblik waar God haar lewe vir altyd verander het, omdat sy Jesus aanvaar het. En weet wat gebeur dan? Dan word jou woorde en jou dade een. Jy sê nie een ding en jy doen 'n ander ding. Jy sien, want as God jou verander, dan word jou woorde en jou dade een. En ek glo julle weet almal dat Liana was dit. Maar jy sien, God toets ook jou liefde. Want jy sien, God is liefde. En as God in jou woon, dan woon God se liefde in jou. En ek praat nie hier van romantiese liefde nie, wat ook mooi is, wat natuurlik ook mooi is. Maar ek praat hier van God se liefde. God se liefde is 'n liefde ten spyte van. Ons liefde is 'n liefde ter wille van. Ek is lief vir jou omdat jy vir my mooi is. Ek is lief omdat jy vir my goed is. Maar God het ons lief ten spyte van dat ons sondaars is. Ten spyte van die foute wat ons maak, het God ons lief. God is nie altyd tevrede met wat ons doen nie. Maar God is lief vir jou as mens. En daarom moet jy dit weet vanoggend. Miskien voel jy nie goed oor jouself. Miskien voel jy, jy's niemand of niks, hoor nie. In die oor van God het jy so lief gehad dat sy seun in jou plek laat sterf. Liana was 'n onselfsugtige mens. Dit weet julle. Haar liefde was 'n liefde van nie teruggroei. Sy het julle kinders onbaatsigtig lief gehad. Sy so enige iets geoffer vir julle, dit weet ons, en julle weet dit ook. Haar hele lewe het rondom julle gedraai. En daarom weet ek dat daar 'n groot leemte in julle lewe is, wat niemand kan vul nie. Maar weet jy, die herinneringe oor haar gaan altyd daar vir julle wees. En dan was sy 'n goeie vrou. Die goedheid was vir haar 'n lewenswyse. Jy weet, party van ons is goed nou en dan, af en toe. Maar weet, Diana se lewe was goedheid. Sy lewenswyse. En weet jy wat, sy het in julle kinders en almal van julle se lewens 'n vingerafdruk nagelos. Hier is baie mense wat seerplekke mense se lewens agterlaat. Stikkend. Ek dink ons almal wat hier sit, is ergens in ons lewens deur iemand, 'n persoon, stikkend gemaak. Hier binnekant. En Diana het so stikkend geken. Sy het so verwerping geken. Maar weet jy, sy het goed gebly. Sy het nie verbitterd geraak. Want jy sien, 'n verbitterde mens word eintlik deel van die probleem, nie deel van die oplossing. Dis moeilik om nie verbitterd te raak. Maar goedheid, laat die bitterheid minder word. Laat die seerkry minder word. En Diana het hier die pad geloop en het sy hierdie goedheid uitgeleef. Sy mense op 'n eenvoudige manier liefgehad. Ek kan regtig dit sê van Gert ook en vir julle almal. Jy weet, julle is eenvoudige mense. Julle het nie groot geword in julle eie oë nie. Julle het klein geword. En Diana was ook so 'n mens en dit was wonderlik om haar te ken. Ek wil afsluit. Mense is baie keer so geïnteresseerd in 'n erfpos. Daar word so baie gemaak van 'n erfpos. Hoeveel gaan jy erf? En baie van ons, wat ek is nou ook op 'n ouderdom, waar ek ook nooit testament moet skryf, wat my vrou is nou dood, ek is die enigste een wat nou moet dink aan die boedel. Maar as geld en goed al is wat jy vir jou kinders nalaat, dan laat jy vir hulle niks agter. Maar weet julle, Liana, laat vir julle geloof na. Sonder geloof
kan ons nie maak. Sonder geloof kan mens die storms van die lewe wat daar gaan wees. Onthou, geloof vat nie storms weg nie. Want jy sien, daar staan in die Bybel, al gaan jy deur doodskade weer, in my hand is jy veilig, want ek is by jou. Al gaan jy deur diep water, al gaan jy deur vuur, al gaan jy deur die dinge, ek is by jou. Die vriende van Daniel wat in die vuuroond was, daar was 'n vuur by hulle. Die engel van die Here. Jy sien, in die storm is die Here daar. Somtyds baie gaan die storm nie oor nie, maar hy bly die storm saam met jou. En dit het Liana so baie in haar lewe ervaar. En dan is daar 'n porsie van hoop. Jy sien, Liana het hoop gehad. Hoekom? As dit Jesus. As jy hoop opbou, as jy nie 'n hoop het nie, dan het jy 'n toekoms nie. As jy 'n toekoms het nie, dan hoe jy op lewe. Daar's mense wat doodgaan voor hulle doodgaan. Daar's mense wat doodgaan voor hulle doodgaan. Ja, maar hy het nie doodgaan voor sy doodgaan. En 'n mens moet oppas. Dat jy twee doodsdatums het. Een waar jy self dood gegaan het, en een waar jy regtig dood gaan. En hiermee sluit ek af die verhaal van Boas en Rut. Rut het by die voete van Boas gaan lê. En sy het dit gedoen, weet jy hoekom? Want Boas was haar losser. En losser beteken, hy moes haar losgemaak het van hartseer, haar pyn. En hy moes haar in die huis geneem, in sy huis geneem het, as 'n vrou. Maar Liana het 'n verlosser gehad. Sy naam is Jesus. En sy het ook aan sy voete gaan lê. En die verlosser Jesus het haar ook in sy huis opgeneem. Want jy sien, Liana is nie weg nie. Julle kan maar in die koerante gaan lees vandag en gaan kyk of sy daar onder die items van is iemand wat weggeraak het. Nee, sy is nie weg nie. Sy is in die Vaderhuis. Want Jesus het gesê, ek het gaan vir julle plek voorberei, Johannes 14, sodat julle kan weet waar ek is. Nou, waar is Liana nou? Mense sê, waar is die hemel? Soos jou dogtertjie vir my gevra het, Dominee, waar is die hemel? Waar is die hemel? Toe sê ek, vir die hemel is waar Jesus is, en ek wil weet waar Jesus is, en dis hemel. En dit was 'n goeie antwoord daar. En waar is Liana? Sy het oorgestap, soos hier nog van ouds. En Jesus was daar om haar te ontvang. Want jy sien, Jesus neem mense nie weg nie. Jesus ontvang mense. Ons word weggeneem op tyd op die gruisamste maniere. Hier's kanker. My kleinkind is deur 'n ongeluk. Is hy weggeneem deur 'n ongeluk. Maar wie was die ander kant daar? Jesus was daar. En Jesus het hom omarm en gesê, jy het tuis gekom. So, mag die Here God gee dat ons sal weet dat sy tuis gekom het. Ja, ons treur, maar ons treur nie soos mense sonder geloof en sonder hoop nie. Ons treur, ons moet, Jesus het by die graf van Lazarus gehuil. Ons mag ook huil. Jy mag huil. Want trane is die water van die siel waarmee jou siel skoon gewas word. En daarom is trane in hierdie tyd baie belangrik. Ek dink ek het genoeg gesê. Julle kan seker nog baie meer oor Liana sê. Maar ek wil maar net afsluit met hierdie eenvoudige versie. Sy was 'n goeie mens. Sy was 'n goeie vrou. En met hierdie trooswoorde moet julle getroos word vir die pad wat voor lê. Ons bid net saam, Here. Ons wil kom dankie sê vir die lewe van Liana. Dankie vir haar liefde, haar sagtheid, haar geloof. Ek vra U, troos die familie, dra hulle deur die dae wat kom. Help hulle om die voorbeeld van Liana te volg, 'n nederige,
liefdevolle, goeie mens. Amen. Voor ons vir broeder tot kans gee om die bedankings te doen en daarna weet julle, word julle uitgenooi om saam te kom koffie tee. Die laaste net die seën uit julle oor die uitspreek. En nogmaals dankie dat ek hier kom wees. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Maranatha, Jesus, kom weer. Net so voor ek begin, met die bedankings begin, Helene het gedink om hierdie roos aan maanpa te stem. Die spesifieke witroomroos toring tot 2 meter hoog uit en met 'n skoon verruklike geur. Die roos se naam is Liana. Jamie Anderson once said, "Grief, I've learned, is really just love. It's all the love you want to give, but cannot. All that unspent love gathers in the corners of your eyes, the lump in your throat, and the hollow part of your chest. Grief is just love with nowhere to go." So ons bid dat hierdie Liana roos 'n plek kan wees waarin maanpa kan gaan. Daai liefde wat nou nowhere to go, 'n bepaalde plek kan gee waarna toe paal kan gaan. Ons wil net ook aan die Sophie en Tannie Louise sê dankie vir die roosblare wat hulle gebring het. Dis ook Liana roosblare. Wat ons kan na die tyd kan julle van die roosblare vat daar en net in die watertjie gooi soos ons uitstap in daardie rigting. Aan die bedankings ook vir die voorreg om vandag hier troos te kan vind en haar mooi lewe saam met kosbare familie en vriende te kan vier. Baie dankie Dominee André, Vader se posman, soos Dominee altyd sê, vir 'n besielende wonderlike boodskap wat jy aan ons gebring het. Dominee, ons waardeer jou baie vir die lang jare se vriendskap wat saam met ons gestap is, en dat Dominee altyd bereid is om met ons te wees en ons by te staan en al die verskillende lief en leed wat ons al beleef het in hierdie tyd. Ons opregte dank aan jou. Dankie Esperanza ook dat jy vir Dominee gebring het en dat jy vir ons die opname behartig. Dan Anna Maria Nadel. Ons weet nie hoe om genoeg dankie te sê vir julle nie. Dankie vir julle opofferende liefde, ondersteuning en bystand, veral vir my pa en ma daar in Bloemfontein. Dit het verskriklik baie beteken vir ons almal. En baie dankie ook vir die ondersteuning, bystand hier op die plaas. Dit beteken vir ons baie, julle Nadel en die kinders en almal saam. Vir die dokters en personeel van die Universiteitshospitaal wat so vir Liana se lewe geveg het, ons dink ook aan julle. En baie spesiale dankie ook aan Liana se kosbare vriendekring, die in Engeland en ook die van julle wat so ver gereis het om hier te wees. Elke stukkie ondersteuning, hulp en liefde vir haar en vir Haugen en vir Margo word opreg waardeer en raak gesien. Groot dankie aan elkeen van julle wat hier is vandag, wat ook saam met ons Liana se lewe kom vier. Ons waardeer dit baie. Dit is baie sleg en dis ver, maar julle het die moeite gedoen om hier te wees. Baie dankie vir dit. Baie dankie ook vir Glenn en Annerie daar in Panama vir hulle ondersteunende boodskappe en al hulle liefde en omgee en gebede. Baie dankie ook aan oom Attie en Tannie Solita, my ma se suster, vir al julle liefde en deurlopende gebede. Ons waardeer julle omgee baie. Dan skryf my ma broer Helene en kinders, wat sou ons sonder julle in hierdie moeilike tyd kon doen. Baie opreg dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het. Heeltemal te veel om nou op te noem. Ons het elke liefdesgebaar raak gesien, elke troostwoordjie gehoor, al die fisiese hulp, beplanning ensovoorts het nie ongesiens verbygegaan nie. Laaste maar uitsonderlik belangrik, Haugen en Margo. Oupa en ouma sê vir julle twee pragtige kinders, baie spesiale dankie, so baie dankie. As ons terugkyk na julle lewenspaadjie saam met julle mamma, sien ons twee kinders wat daar altyd net bygestaan het. Nooit tot
op dwaalpaaie gegaan het nie, maar inteendeel net 'n mooi, nou en voorbeeldige lewenspaadjie geloop het. Julle het haar so trots gemaak. Julle, sommer ek wat dit by sit, en julle twee maak ons almal trots. Die pad so met saam met julle Skepper te loop, haar soveel mooie vrugte laat pluk het, as gevolg van haar lewenstoewyding en opvoeding wat sy vir julle gegee het. Hooks en Maaks, ons sal leer julle tweekies. Julle is vir ons baie spesiaal. Baie dankie weer eens. Mike, skies, Mike, skies, ek het oom vergeet, baie dankie vir die pragtige bevosbome wat ons gedoen het. Ons waardeer dit baie. Die son kom op, dis 'n nuwe dagbreek. Die tyd is hier om weer te sing wat my mag tref en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Hy laat my neerlê
groenwy velde, na waters waar is, lei hy my hier, na waters waar is, lei hy my hier. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my hier, na waters waar is, lei hy my hier. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskadiewee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf vertroos my. U stok en U staf vertroos my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my hier, na waters waar is, lei hy my hier, na waters waar is, lei hy my Leer my U wil, Heer, U doel met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek nederig stil. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U werk. As ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag.